Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag maandag die 19de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê 8 mense sterf in Umlazi tydens skietery in woonhuis. Nuushooftrekke vir vandag sien so daarna uit. President CR gaan sy man staan in sy besoek aan die VSA. 8 mense sterf in skietery op inwoners van 'n huis in Umlazi. 2 broers in hegtenis weens 'n dubbele moord in Bredasdorp. Akane wen weer in die 100 meter atletiek met 'n goeie tyd. Skole rugby gryp Bloemfontein wen affies in 'n nalbytwedstryd voor duisende toeskouers. Verstappen wen weer in die Mola Grand Prix. Die minister van polisie, Senzo Mchunu, het 'n skietvoorval wat Vrydag aand gebeur het in die Umlazi distrik in eThekwini sterk veroordeel. Geen van die verdagtes wat op die 8 mense wat in die huis was doodgeskiet is al aangekeer nie. Polisie taakspan wat deur senior polisiebeamptes gelei word, is aangestel om hierdie sensitiewe saak so gou as moontlik op te los. Die ouderdomme van die mans wissel tussen 22 en 40 jaar. 'n Onbekende hoeveelheid verdagtes het die huis genader en losgebrand op die huis wat in 'n informele nedersetting geleë is. Ook het die KZN se premier die woning besoek op Saterdag na die voorval. Min inligting is tans beskikbaar, aangesien die mense in die nabye omgewing te bang is om enigiets oor hierdie voorval bekend te maak. Die 8 mense se dood het die gemeenskap wat redelik rustig is, geweldig geskok en lewe nou in vrees, want hulle weet nie wie die volgende teiken hier sal wees nie. Hulle vra dat die polisie meer sigbaar moet wees in die buurt. Ook wil hulle weet waar die wapens wat gebruik was vandaan kom, wat die kosbare mense se lewens geëis het. Die begrafnisreëlings is nog nie bekend gemaak nie. Die afgesterwenes se liggame sal na die staatspatoloog gestuur word om die presiese oorsake van elkeen se dood te bevestig. Ook sal ballistiese toetse op die patrone gedoen word om die kalibers te bepaal en of die patrone ook uit dieselfde wapens gevuur was wat in ander skietery betrokke was. Enige iemand met inligting oor die voorval kan die stopbusdaadnommer by 08600 10 skakel. Alle oproepe sal vertroulik hanteer word. Baie sterkte vir hierdie familie in hierdie tyd van rou. President Cyril Ramaphosa sal sy man teen president Donald Trump gedurende sy amptbesoek aan Amerika kan staan. Ramaphosa vergader Woensdag met president Trump in die Withuis. Diplomatieke betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika is tans op 'n laagtepunt nadat die Trump-administrasie vroeër noodhulpfondse in Suid-Afrika gestaak het. Ebrahim Rasool as ambassadeur in Amerika is uitgeskop en het sedert verlede week 49 Afrikaner vlugtelinge in Amerika gehuisves weens hulle eie beweringe van 'n wit volksmoord in Suid-Afrika. Ramaphosa het Saterdag egter aan joernaliste in Johannesburg gesê hy is nie bekommerd oor 'n vyandige ontvangs in Amerika nie. Hy het weer eens benadruk dat daar geen wit volksmoord in Suid-Afrika plaasvind nie. Volgens hom besoek hy en 'n paar afgevaardigde ministers, insluitende John Steenhuisen, DA-leier en minister van Landbou, die VSA om Suid-Afrika se handels- en bilaterale betrekkinge te gaan bespreek. Raak aan die Afrikaner vlugtelinge, meen Steenhuisen dat enige een kan besluit waar in die wêreld hulle gevestig wil wees. Karel Niehaus het in 'n oop brief van verontwaardiging aan Suid-Afrikaners geskryf dat hy as trotse Suid-Afrikaner die beledig en hewig gekwets voel deur die verfoeilike optrede van sekere Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners wat Trump se belaglike aanbod van vlugtelingstatus in die VSA sonder enige skaamte aanvaar het. 2 broers van 17 en 23 jaar oud van Bredasdorp in die Wes-Kaap is in hegtenis geneem weens 'n dubbele moord Vrydag aand. Volgens die polisie was die een moord in Mitchellstraat waar 'n 65-jarige man met 'n mes doodgesteek is. Die tweede moordtoneel was 150 meter verder waar 20-jarige man ook vermoor is. Die polisiewoordvoerder sê by navraag die 2 moorde is tussen 1845 en 1855 Vrydag aand gepleeg. Die 2 broers is onmiddellik in hegtenis geneem en daar word vermoed dat die broers by albei moorde betrokke was. Volgens die voorlopige ondersoek blyk dat die motief vir die moorde wraak sal wees. Die beskuldige sal binnekort in die Landdroshof verskyn. Die DA eis dringende ingryping nadat 155 kinders onder die ouderdomme van 5 jaar slegs Januarie weens matige en geen ernstige akute wanvoeding in staatshospitale gesterf het.
Die meeste hiervan was in Limpopo provinsie, naamlik 30, gevolg deur die Oos-Kaap met 25, Gauteng 23, KwaZulu-Natal 21, Mpumalanga 10, die Vrystaat 9, die Noord-Kaap 7 en Noordwes en die Wes-Kaap 1 elk. Verlede jare se verbuisterende toename in gevalle van wanvoeding aan die lig gebring. Dit is 'n ernstige en groeie tragedie oor Suid-Afrika heen wat verband hou met die latenskap van toenemende werkloosheid en stygende lewenskostes, so sê die DA in 'n verklaring. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling moet verseker dat ma's en pa's en versorgers wat die kindersorg toelaag ontvang, bygestaan en deeglik ingelig word oor die beste en voedsaamste kos wat deur die toelaag elke maand aangekoop moet word. Die vakbondgroep COSATU waarsku teen 'n streng besnoeide begroting wanneer die tesourier Woensdag hersiene begroting in die parlement gaan voorlê. COSATU het 8 dinge op sy wenslys vir die derde poging van hierdie begroting bekend gemaak. Nommer 1 verhoogies steun aan Eskom, verskerp ingrypings by Transnet en Metrorail, stel 'n dringende maatreël in plek om die groeiende aantal wanfunksionele munisipaliteite te stabiliseer, gee die nodige hulpbronne aan dienslewerende staatsdienste soos onderwys, gesondheid, wetstoepassing en binnelandse sake insluit in die vul van kritieke faktures. Versnel die program vir openbare infrastrukture en pak die versperrings soos misdaad, ontwikkel 'n nuwe finansieringsprogram van sowel die openbare as private sektor om klein en middelslag mikroondernemings te steun. Brei die openbare indiensnemingsprogramme drasties uit om vaardighede, opleiding en ervaring aan deelnemers te bied sodat hulle permanente werk kan vind en verskaf inligting aan werklooses deur die armoede toelaag en ander welsynstoelaas teen inflasie te beskerm. Waarborge van sowat $600 miljoen gaan nodig wees om 'n omvattende gas-invoerplatform vir Suid-Afrika gevestig te kry. Die bedryf is gewikkel in verskeie gesprekke met die regering om te kyk of die staat nie kan help met die waarborge nie. Nywerhede meen egter ook dat as die geld vir waarborge van hulle balansstaat te kom, dit straks nie die beste of doeltreffendste toekenning van hulle kapitaal sal wees nie. Gesprekke word benewens met die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging, ook met ontwikkelingsfinansiers soos die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en die ontwikkelingsbanke van Suid-Afrika gevoer. Akani Simbine se seëgetog in die 100 meter duur voort. Hy was Saterdag aand in 'n indrukwekkende tyd met 9.86 sekondes die wenner in die 100 meter. 9.90 sekondes in Botswana verlede maand bly tans steeds die vinnigste nie-amptelike tyd in die wêreld in 2025 tot dusver. Die Suid-Afrikaanse rekordhouer was ietwat stadig uit die blokke en het eers rondom die 50 meter merk sy ritme gevind, maar steeds gemaklik geseëvier in hierdie ren. Hy sê dis hoogtyd dat Suid-Afrikaanse atletiek die wêreld weer laat regop sit. Wade van die Kerk kon op sy beurt uiteindelik sy seisoen afskop met 'n derde plek in die 200 meter. Die wêreldrekordhouer in die 400 meter met 'n belowende tyd van 20.03 sekondes met die unieke reguitbaan aangeteken. Die naweek het die semifinale van die SA beker by 2 stadions plaasgevind. Die uitslag van die wedstryde sou bepaal wie in die finaal en die SA beker eindstryd sal speel. Vrydag aand was die manne van Jimmy Stonehouse, die Erling Pumas, die gasheer van die besoekende Bolandse Cavaliers wat 4de op die punteleer geëindig het. Die plaaslike gemeenskap het soos gewoonlik weer in groot getalle opgeruk na die Mbombela stadion. Dis die eerste keer in 16 jaar dat hulle weer in die Karibeker reeks mag speel. Die Pumas het die wedstryd nie algeheel oorheers nie en as ons na die tellings kyk, was die spanne gedurende die wedstryd die hele tyd naby aan mekaar gewees. Die halftydtelling was 20 vir die Pumas en 10 vir die Bolandse span. In die tweede helfte dinge nie reg verloop vir die gasheerspan en 3 spelers het elk 'n geel kaart ontvang, so die manne in pink het toe met 12 spelers oor die weg gekom. Net voor die einde was die Bolanders nog voor met 29 teenoor 25 van die Pumas. Die Pumas het egter binne minute geantwoord met 2 strafdoele van Danrik Versaghi wat seker was met sy skoppe na die pale toe. Die Pumas het toe naalskrap gewen met 31-29 vir die Bolandse Cavaliers. Saterdagmiddag het die tweede wedstryd in die SA beker in die Suzuki Stadion in Kimberley voor 'n amper vol stadion plaasgevind. Beide die Griquas en Cheetahs het 'n groot verteenwoordiging van ondersteuners saam met hulle gehad. George Whitehead het die gasheerspan as kaptein op die veld gelei. Die Cheetahs is deur Louis van der Westhuizen op die veld aangevoer. Albei spanne het dus opgedaag om te wen, maar die wedstryde kon na enige kant beweeg het. Die Griquas het 5-3 gedruk om net te wen met 41 teenoor die 38 van die Cheetahs. Whitehead die loskakel het 16 punte bygevoeg in die wentotaal vir sy span.
Die halftydtelling was 24 elk vir beide spanne, maar duidelik wou die gasheerspan die besoekers wys, hulle sal nie gaan lê en met goeie hardloop rugby tevore gekom. Ook was verdediging van beide spanne uit die boonste rakke. Met die wen het die Suzuki Griquas verseker dat hulle volgende naweek die onoorwonne Erling Pumas in Mbombela moet gaan aanvat in die SA beker finaal. Die Bulle en Haie speel gasheer vir onderskeidelik Edinburgh en Munster, maar die Stormers is op pad Skotland toe om die Warriors in Glasgow die stryd aan te sê. Die Bulle het op 31 Mei op Loftusversveld 'n afspraak met Edinburgh, 'n span wat hulle verlede maand in die Skotse hoofstad uit die Europese uitdagbekerreeks geskouer het. Die Bulle het Saterdag gemaklik met 55-15 die Dragons afgestof. Leinster pak die Scarlets op 31 Mei in Dublin. Die Haie was Saterdag onoortuigend toe hulle die Scarlets in 'n saai affære met 12-3 in Durban gewen het. Die Stormers sal nadat hulle die afgelope maand 'n ritsterk vertonings in Kaapstad gelewer het met 'n goeie skoot selfvertroue op die vliegtuig klim om Franco Smit se Warriors op 30 Mei in die Scotstoun Stadium tromp op te kan loop. Die naweekse VRK uitslaa lyk soos volg: die Stormers het 34, Cardiff Rugby 24, Edinburgh het 47 en Ulster 17. Munster het 30 aangeteken teen Benetton se 21. Die Bulls het geseëvier met 55 teenoor 15 van die Dragons. Die Lions het ook net gewen met 29 teenoor 28 van die Ospreys. Zebre het vasgeval met 12 punte teen Connacht se 22. Die Sharks het net gewen met 12 punte teenoor die Scarlets se 3 punte. Leinster het 13 aangeteken en Glasgow Warriors 5. Die VRK puntelys lyk na 18 wedstryde so. In die eerste plek is Leinster met 76 punte, gevolg in die tweede plek deur die Bulls met 68 punte, in die derde plek is die Sharks met 62 punte, in die vierde plek is Glasgow Warriors met 59, in die vyfde plek is Stormers op 55, in die sesde plek is Munster met 51, die sewende plek is Edinburgh met 49 punte, in die agste plek is die Scarlets met 48 punte, gevolg in die negende plek met Cardiff Rugby op 47, in die 10de plek is Benetton met 46, die 11de plek is die Lions met 40, in die 12de plek is die Ospreys ook met 40 punte, in die 13de plek is Connacht met 39, in die 14de plek is Ulster met 38 punte, in die 15de plek is Zebre met 29 punte, en in die laaste plek is die Dragons met 9 punte. Bloemfontein was die afgelope naweek 'n muurnes, maar spesifiek by Grey College se tuisaanbieding van rugby as gasheer van die besoekers Affies van die Noorde. Duisende mense van oral oor het opgeruk om hulle spanne die nodige ondersteuning te kan verskaf. In alle ouderdomsgroepe is gemengde welslae behaal. Die onder 16 se uitslae op die A-veld was Grey 32 en Affies onder 16A 42. Goeie hardloop rugby was deel van die wedstryd en albei spanne wou net die beste vir hulle ondersteuners gee. Die onder 15A's was Grey weer aan die wenkant en die finale telling was 29 welverdiende punte vir Grey en 22 vir Affies. In die onder 14A wedstryd was die bordjies weer eens verhang en Grey se onder 14's moes die knie buig teen Affies se jongspan wat 'n goeie wedstryd vir die toeskouers bewerkstellig het. Die telling was 8 vir Grey en Affies het 26 aangeteken. In die hoofwedstryd wat om 1400 uur afgeskop het, was die arena oorvol gepak met meer as 15,000 toeskouers wat luide toejuigings gemaak het. Grey het besluit om 'n punt te bewys en die beste hardloop rugby tevoorskyn gebring en telkens die bal na die vleuels gestuur wat gaan afrond het, maar die manne van Affies het deurgangs goeie verdediging toegepas en duikslag van hoogstaande gehalte is uitgevoer. Verskeie strafskoppe is deur die skeieregter toegeken en hy is goed bygestaan deur sy 2 assistente. Die wedstryd is deursigtig en goed deur hierdie beamptes beoordeel. Die finale telling op die bord was welverdiend deur beide spanne en Grey het geëindig op 42 en Affies 37 punte. Krediet aan beide afrigters en aan die toeskouers wat hulle spanne so mooi ondersteun het. Die gees by die wedstryd was uit die boonste rakke gewees. Die naweekse skole rugby uitslaa lyk so: Germiston 33, Wonderfontein 26, Brandwag 62, Driehoek 12. Dynamica 17, Jeugland 14. Die Wilgers het 34 aangeteken teen HTS John Foster se 12. Heidelberg Volksskool het 53 teen Ben Foster se 17 aangeteken. Klerksdorp het 21 en Lichtenburg 13. Nelspruit 13, Help mekaar 22. Pretoria Boys High het 29 teen Stithians se 27. Skoonspruit het 27 teen Potch Boys se 29. Transvaalia het 39 en EG Jansen 26.
Waterkloof het 27 teen Menlo Park se 19, Westphalia 22 opgestapel teen Ligbron se 19 punte. Andrew Raby het 46 aangeteken teen Dispatch se 27, Glenwood House het 7 aangeteken teen Van Kerwell se 25, Selborne College het 15 punte opgestapel teen Dale College se 13, St Andrews College het 17 gekry teen Queen's College se 36, Bishop se 13 aangeteken teen Stellenberg se 38. Max Verstappen van Red Bull het Sondag die Grand Prix Nemola die 4de agtereenvolgende jaar gewen. Verstappen wat in die tweede wegspringposisie was, het Oscar Piastri van McLaren reeds in die eerste draai verbygesteek en einduit voorgejaag. Piastri se spanmaat Lando Norris was tweede, Piastri was derde, Alex Albon van Williams was 5de en Charles Leclerc van Ferrari in die 6de plek gewees. Dit was Verstappen se tweede oorwinning van jaar en hy het net die gaping tussen hom en Norris op die puntelys tot slegs 9 punte verklein. Die volgende wedren is die Monaco Grand Prix wat op 25 Mei op die Circuit de Monaco gehou sal word. Carlos Alcaraz het Jannik Sinner in die eindstryd van die Italiaanse Ope met 7-6 en 6-1 gewen om die wêreldnommer 1 se segetog van 26 wedstryde te beëindig en Italiaanse harte in Rome te breek. Sinner wat in sy eerste toernooi gespeel het, sedert in Januarie die Australiese Ope gewen het gehoop om die eerste Italiaanse man te word in Rome te C4 sedert Adriano Panatta dit in 1976 kon gedoen het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemke vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 17:30, Polokwane 11:25, Lephalale 12:29, Mbombela 12:30, Mahikeng 10:26, Pretoria 11:26, Johannesburg 13:20, Ermelo 6:24, Richards Bay 16:31, Pietermaritzburg 13:28, Durban 16:28, Port St Johns 18:29, Bethlehem 7:21, Bloemfontein 8:23, Alawal Noord 10:23, Welkom 10:25, Vryburg 10:26, Kimberley 10:27, Appington 15:30, Prieska 13:25, Springbok 9:20, Karasburg 14:29, Keetmanshoop 17:31, Mariental 16:30, Alexanderbaai 14:19, Brandvlei 13:24, Loederitsbaai 14:23, Vredendal 14:23, Kaapstad 14:20, Sutherland 6 in die oggend, 16 in die middag, George 13:19, Jeffreys Bay 15:24, Cabarra 15:23, Graafrenet 14:25, Oos-London 19:29, De Aar 13:24, Molteno 8:19, Beaufort Wes 15:26 grade. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.07 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.51. Die prys van 'n euro is R20.17. Die pond verhandel teen R23.95. Die yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $32.28 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.228 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $65.30 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag: die son skyn vandag oor ons almal. Gun jou medemens ook sy deel van die son, al is dit klein. Geniet die maandag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir julle toegewens.